Exodus, hoofstuk 26. Jy moet die tabernakel maak van 10 tentdoeke. Dit moet gemaak word van dubbeldraad linne. Daar moet pers, purperrooi en bloedrooi wol daarin gewewe word. Werk beelde van gerubs daarop uit, net soos 'n kunstenaar dit kan doen. Die tentdoeke moet 28 L of ongeveer 12,6 meter lank wees en 4 L of ongeveer 1,8 meter breed wees. Al die tentdoeke moet ewe groot wees. Werk dan die tentdoeke aan mekaar sodat daar 2 stelle van 5 tentdoeke is wat aan mekaar vasgewerk is. Aan die kant van elke stel moet daar lissies van perswol vasgewerk word. Beide stelle moet 'n totaal van 50 lissies hê wat reg oor mekaar aangebring is. Maak dan 50 goue hakkies waarmee jy dan die 2 stelle aan mekaar voeg om so 'n geheel te vorm. Vir 'n tentseil wat bo oor die tabernakel gespan word, moet jy 11 tentdoeke van bokhaar maak. Elkeen van hierdie tentdoeke moet 30 L of ongeveer 13,5 meter lank wees en 4 L of ongeveer 1,8 meter breed wees. Al 11 tentdoeke moet ewe groot wees. Jy moet die tentdoeke aan mekaar vaswerk om sodoende 2 stelle te maak. Die een stel moet 5 tentdoeke hê en die ander stel moet 6 tentdoeke hê, waarvan jy die 6de tentdoek dubbel moet vou. Dit moet aan die voorkant van die tent wees. Jy moet ook 50 lissies aan elkeen van hierdie stelle se laaste tentdoek vaswerk. Maak dan 50 koperhakkies waarmee jy dan die 2 stelle aan mekaar voeg, deur die hakkies deur die lissies te steek om so 'n geheel te vorm. Die gedeelte van die tentdoek wat ekstra is, moet aan die agterkant oorhang. Aan die sykante van die tabernakel sal daar 'n lengte van 1 L of ongeveer 500 mm oorhang, sodat dit die tabernakel aan die 2 kante toe kan maak. Dan moet jy 'n derde laag van rooi gekleurde ramsvelle maak, en bo oor die ramsvelle moet jy 'n laag gebreide robbevelle sit. Maak 'n raamwerk van akasiehout vir die tabernakel. Elke paneel moet 10 L of ongeveer 4,5 meter lank wees en 1,5 L of ongeveer 700 mm breed wees. Elke paneel moet 2 tappe hê sodat die een aan die ander gevoeg kan word. Jy moet so maak met al die panele. Vir die suidekant van die tabernakel moet jy 20 panele maak. Daar moet 2 voetstukke vir elke paneel wees, 'n totaal van 40 voetstukke. Vir die noordekant van die tabernakel moet jy ook 20 panele maak. Daar moet 2 voetstukke vir elke paneel wees, 'n totaal van 40 voetstukke. Vir die weste kant van die tabernakel, dit is die agterkant daarvan, moet jy 6 panele maak. Jy moet ook 2 panele maak vir die 2 hoeke aan die agterkant van die tabernakel. Jy moet hierdie 2 panele versterk aan die bo- en onderkant, sodat dit aan die muur van panele geheg kan word. Die muur aan die agterkant bestaan dus uit 'n totaal van 8 panele, elk met sy 2 voetstukke wat uit silwer gemaak is, 'n totaal van 16 voetstukke. Maak dan 5 dwarshoute van akasiehout vir die een kant van die tabernakel en 5 dwarshoute van akasiehout vir die ander kant van die tabernakel. Doen dieselfde vir die panele aan die weste kant, dit is die agterkant van die tabernakel. Sorg dat die middelste ry dwarshoute in die middel van die panele loop, van die een kant tot by die ander kant van elke muur. Jy moet die panele oortrek met goud. Die ringe waardeur die dwarshoute gesteek word, moet ook van goud wees. Trek die dwarshoute ook met goud oor. Jy moet die tabernakel maak en oprig presies soos in die voorbeeld wat ek vir jou op die berg gewys het. Dan moet jy die voorhangsel maak van fyn dubbeldraad linne. Daar moet pers, purperrooi en bloedrooi wol daarin gewewe word. Werk beelde van gerubs daarop uit, soos net 'n kunstenaar dit kan doen. Maak dan 4 staanders van akasiehout en trek dit oor met goud. Die 4 staanders moet op 4 voetstukke van silwer staan. Hang dan die voorhangsel met goue hakies op aan die 4 staanders. Wanneer die voorhangsel klaar aan die hakies opgehang is, moet jy die ark met die getuienis agter die voorhangsel inneem. Die voorhangsel dien as 'n skeiding tussen die heilige en allerheiligste deel van die tabernakel. Sit dan die versoendeksel op die ark met die getuienis wat in die allerheiligste deel staan. Sit dan die tafel voor die voorhangsel neer aan die buitekant van die allerheiligste. Sit die kandelaar aan die suidekant van die tabernakel neer, reg teenoor die tafel. Die tafel moet dus aan die noordekant van die tabernakel wees. Maak vir die ingang van die tent 'n gordyn van fyn dubbeldraad linne.
Daar moet pers, purperrooi en bloedrooi wol ingeweef word, soos net 'n borduurder dit kan doen. Vir hierdie gordyn moet ook 5 staanders van akasiehout gemaak word. Die staanders moet met goud oorgetrek word en hulle voetstukke moet van koper gemaak word.